Ons kyk na hoe om breuke te herskryf in stygende en dalende volgorde. So dit sluit nog aan by hersiening graad 8 en dit help ons net om basies te konseptualiseer wanneer is iets groot en wanneer is iets klein en hoe vergelyk breuke met mekaar. So ons herskryf die onderstaande breuke in stygende en dalende volgorde. Hierdie ene is redelike maklike goed. As jy bietjie moeiliker wil kyk asseblief daar regsbo sal daar dingetjie opkom. Kan jy daar oor gaan na bietjie moeiliker en dan bietjie nog moeiliker. As jy wil hier begin, kan jy gerus al 3 van die video's kyk. So ons het 3 sewendes, 2 sewendes, 5 sewendes en 7 sewendes. En ons skryf die breek in stygende en dalende volgorde. Nou stygende volgorde beteken soos 'n vliegtyg wat opstyg, dit gaan van klein na groot, hy tel op, dit word meer, dit word groter en dalende volgorde is soos as die vliegtyg kom land. Dit gaan van groot na klein. So dit gaan heeltyd maar net basies die teenoorgestelde wees. En wat ek vir die eerste enetjie vir julle gedoen het, ek het net basies 'n prentjie gaan insit om vir jou te wys hoe lyk 3 sewendes, 2 sewendes, 5 sewendes en 7 sewendes en hoekom is dit dan groter en kleiner? Ek gaan dit net vir die eerste een doen, want ons is nou graad 8. As mens bietjie teruggaan na van die vorige inhoud toe, sal jy bietjie meer van 'n oorsig kan kry van breuke op 'n dieper vlak. So ons het 3 sewendes, 2 sewendes, 5 sewendes en 7 sewendes. So ons teller, ons kan in al die gevalle sien dat ons noemer is 7 en ons teller verskil by almal van hulle. So die kleinste teller is 2 sewendes. Nou, ek gaan sommer net hier met 'n potloodjie inkleer. So as ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deeltjies het en ek het 2 sewendes beteken dat ek het net daai gedeeltetjie en daai gedeeltetjie. So ek het 2 van die 7. So die volgende een is 3, dan 5, dan 7. So ons stygende volgorde, kleinste een is definitief 2 sewendes. Dan gaan ons oor na, ek gaan sommer 'n ander kleur gebruik, 3 sewendes, sal ons volgende een wees. So, dan het ons 3 sewendes, so daai het ons nou klaar gedoen, dan 3 sewendes, nou het ons 5 sewendes en 7 sewendes oor, so 4 sewendes is daar, kom ons gebruik dalk eerder sommer 'n ander kleur weer, sommer blou, so as ek 4 sewendes het ek 1, 2, 3, 4, plus nog 1, 5 sewendes, so die volgende ene is daai, 5 sewendes, en dan die laaste enetjie, vat sommer 'n oranje pen, het ons 7 sewendes. Nou 7 sewendes beteken basies ons het een hele. Ons het die hele gedeelte. Ons het elke liewe blokkie in hierdie reeks het ons vir onsself gevat. So die grootste een in die reeks is dan 7 sewendes. As ons dit moet skryf in dalende volgorde, begin ons by die grootste een eerste. So dit sal wees 7 sewendes, 5 sewendes, 3 sewendes en 2 sewendes. Goed, ons kyk na die tweede enetjie. Ek sê dit sterk aanbeveel, pause dalk die video. Ons het nou vir jou die eerste voorbeeldjie daarbo, ek sal hom vir jou ook daar hou. Pause die video en probeer dalk gou self. In hierdie een is ons noemers almal tiendes, al die noemers is presies dieselfde. Dis wat dit bietjie makliker maak, is wanneer ons noemers dieselfde is, hoef ons nie te herlei nie. As jy weer bietjie wil kyk na hoe om te herlei, is jy welkom om weer eens te klik op daai wat nou opkom en net oor te gaan na daai herleidingsvideo toe. Maar in die geval hoef ons nie te herlei nie. So ons het 10 tiendes, 11 tiendes, 4 tiendes en 2 tiendes. Wanneer ons dit skryf in stygende volgorde, ek gaan my blou pen vat, begin ons met die kleinste een eerste, so dis 2 tiendes, dan is dit 4 tiendes, dan het ons 10 tiendes en 11 tiendes. Nou, 10 tiendes is weer eens 'n hele. Nou, hoe kan mens 11 tiendes hê? Dit beteken basies, ek gaan dit net vir jou hier aan die kant byskryf. So 11 tiendes beteken, ek het 10 tiendes plus nog 1 tiende, geef my 11 tiendes, en 10 tiendes is 1 hele, so dis 1 plus 'n tiende, wat vir my 1 en 'n tiende gee, as ons dit sou skryf as 'n gemengde getal. So hierdie noem ons, ek gaan net vir jou 'n kantnotaatjie maak, ons noem daai mos 'n onegte breek, wanneer die teller groter is as die noemer, en dan die res van hulle, byvoorbeeld hierdie ene is 'n egte breek, en dan daar het ons 'n gemengde getal.
Okay. So hulle het nie gevra ons moet enigiets herskryf nie. Ons gaan net van stygend na dalend oorskakel. So 2/10, 4/10, 10/10, 11/10 en dalende volgorde is net die teenoorgestelde. So dis 11/10, 10/10, 4/10 en die kleinste enetjie is 2/10. Hoe het dit gegaan? Het julle dit reg gekry? Geef vir jouself punte daar as jy hom reg het en teken vir jouself 'n glimlag, want jy's 'n wenner. Hey, dan die laaste enetjie, 12/25, 3/25, 9/25 en 50/25. Weereens daar is ons onegte breek, is 50/25, almal al die res van hulle is egte breuke. So ons wil dit skryf in stygende volgorde. Ons begin met die kleinste enetjie eerste. So dit is 3/25, dan 9/25, dan 12/25. Hoopelik het ons meer as dit vir ons wiskunde toets, want ons net meer as 50%. En dan die laaste enetjie is 50/25. So daai 50/25 gaan ek ook net vir julle sommer hier aan die kant skryf. Wanneer ek 50, daai is nie baie mooi handskrif nie. 50/25 het, dan beteken dit basies 50 gedeel deur 25 is 2. So daai is 2 heeles. En ons draai dit weer om. So dalende volgorde beteken grootste eerste, so dis 50/25, 12/25, 9/25 en laaste 3/25. En ons gee weer vir onsself. Mooi, dis reg en is reg. Daai behoort basies in 'n toets op graad 8 vlak net 1 puntjie te wees. Want dit is redelike hersiening, sommer net van wat jy gedoen het in jou vorige grade. In die volgende video kyk ons na bietjie moeiliker voorbeelde waar die noemers verskil. Klik gerus op die kennisgewingkie wat nou opkom om oor te skakel direk na hom toe.